Die openbaring van Jesus gegee aan Johannes die profeet. In die eerste video het ons verken hoe Johannes hierdie apokaliptiese profesie as 'n omsendbrief aan 7 kerke in Klein-Asië saamgestel het. Om hierdie Christene wat aan apatie en vervolging onder die Romeinse ryk gelei het, uit te daag en te vertroos. Ons het ook Johannes se hoofsimbool vir Jesus, die geslagte lam wat sy vyande oorwin het deur vir hulle te sterf, teëgekom. Hy is die een wat die boekrol oopmaak, wat God se doelwit bevat om sy koninkryk op die aarde te bring, soos wat dit in die hemel is. Die oopmaak van die boekrol bring waarskuwende oordeele, soos die pla van Egipte. En soos Farao het die nasies nie berou nie. En dan stel Johannes die multi-etniese weermag van die lam bekend. In die oopgemaakte boekrol het hulle vreemde missie geopenbaar. Dis om die lam te volg deur te getuig van God se regverdigheid en genade teenoor die monsteragtige nasies, selfs al kos dit hulle lewens. En hulle sal die ondier oorwin deur hulle lewens af te lê, net soos die lam, en dit sal die nasies tot bekering laat kom. In die res van die boek sal Johannes sy voorstelling van hierdie ondier en sy oorlog met God se mense en hoe die hele verhaal eindig verder uitbrei. Na die 7 trompette stop Johannes die verwysing na 7's met 'n reeks visioene wat hy tekens noem. Die woord beteken letterlik simbole en hierdie hoofstukke is vol daarvan. Hierdie visioene verken die boodskap van die oop boekrol verder. Agter die leiding van die 7 kerke onder Romeinse vervolging lê eintlik 'n kosmiese geestelike stryd. Die eerste visioen openbaar dit. Dis die beliggaaming van daai eeueoue konflik wat in Genesis hoofstuk 3 begin het. Die slang, wat die bron van alle boosheid verteenwoordig, word hier as die draak voorgestel. Dit val 'n vrou en haar kind aan. Hulle verteenwoordig die Messias en sy mense. Dan verslaan die Messias die draak deur sy dood en opstanding en die draak word op die aarde gegooi. Daar moedig die draak haat en vervolging van die Messias se mense aan. Maar hulle sal die draak oorwin deur sy invloed te staan, selfs al kos dit hulle hul lewens. Johannes probeer om vir die kerke te wys dat nie Rome of enige ander nasie of mens die ware vyand is nie. Daar is donker geestelike kragte aan die werk en Jesus se volgelinge sal Jesus se oorwinning aankondig deur getrou te bly en hulle vyande lief te hê, net soos die geslagte lam. Johannes se volgende visioen vertel weer die verhaal van dieselfde konflik, maar hierdie keer volgens die aardse simboliek van Daniël se dierevisioene. Johannes sien 2 ongediertes wat deur die draak bemagtig is. Een van hulle verteenwoordig nasionale militêre mag wat oorwinning behaal deur geweld. Die ander ondier simboliseer die ekonomiese propagandamasjien wat hierdie mag verheerlik as iets goddelik. En hierdie ongediertes eis volle toewyding van die nasies. En dit word gesimboliseer deur die merk van die ondier en sy getal 666 op jou voorkop en hand te dra. Nou hierdie is 'n berigte beeld en jy sal nie ontdek wat dit beteken deur nuusopskrifte te lees nie. Johannes maak hier 'n duidelike Hebreëse Ou Testamentiese verwysing. Eerstens, hierdie merk is die anti-Shema. Die skrif op die voorkop en die hand is 'n duidelike verwysing na die Shema, 'n antieke Joodse gebed van trou aan God wat in die boek Deuteronomium gevind word. Hierdie gebed is ook op die voorkop en hand geskryf as teken dat jy al jou gedagtes en dade aan hierdie een ware God toewy. Maar nou eis die rebelse nasies hulle eie trou en hulle dwing elkeen om te kies wie hulle gaan volg. Daar is dan die getal van die ondier, wat lesers vir duisende jare gefascineer het. Maar hierdie was nie vir Johannes 'n geheim nie. Hy het Hebreëus en Grieks gepraat. En die Hebreëse letters was ook getalle. As jy die Griekse woord Nero keiser en die woord ondier in Hebreëus spel, tel elkeen op na 666. Nou Johannes sê nie dat Nero die enigste vervulling van hierdie visioen was nie. Nero is net 'n onlangse voorbeeld van die antieke patroon wat Daniël uitgelig het, dat die nasies ondiere word as hulle eie mag en ekonomiese sekuriteit verheerlik as 'n vals god en dan totale trou daaraan vereis.
So Babylon was die ondier in Daniël se tyd. Maar dit is gevolg deur Persië, dan deur die Grieke en nou Rome in Johannes se tyd. En so gaan dit vir elke latere nasie wat so optree. Teenoor die ondier nasies en die draak staan 'n ander koning, die geslagte lam. Hy is saam met sy weermag wat hulle lewens gegee het om hom te volg. En vanuit die Nuwe Jerusalem gaan hulle oorwinningslied uit na die nasies as dit wat Johannes die ewige evangelie noem. En hulle roep almal om te bekeer en om God te aanbid en uit Babylon te gaan wat sal val. Sy dae is getel. Dan sien Johannes 'n visioen van die laaste oordeel. Dit word deur 2 oeste gesimboliseer. Een is 'n goeie oes van graan, wanneer koning Jesus kom om sy getroue mense vir homself bymekaar te maak. Die ander een is 'n oes van wyndruiwe. Dit verteenwoordig die mensdom se bedwelming met die bose. Hulle word na die wynpers geneem en vertrap. Deur al hierdie tekenvisioene plaas Johannes 'n strak keuse voor die 7 kerke. Gaan hulle die verleidelikheid van Babylon weerstaan en die lam volg, of gaan hulle die ondier volg en saam met hom verslaan word? Nou dat die keuse duidelik is, laat speel Johannes weer die siklus van die 7 goddelike oordeele af, soos gesimboliseer word deur die uitgooi van die 7 bakke. Nou ons weet uit die lam se boekrol en van die tekenvisioene dat baie onder die nasies wel bekeer het. Maar soos Eksodus se pla herhaal word en uit die bakke gegooi word, is daar baie mense wat nie berou het nie. Hulle weerstaan en vloek God net soos die Farao. En so lei dit alles tot die 6de bak, wanneer die draak en die ondier die nasies bymekaar maak om oorlog teen God se mense te voer, by 'n plek genaamd Armageddon. Dit verwys na 'n vlakte in die Noord-Israel, waar Israel baie gevegte teen indringende nasies gehad het. Nou sommige mense dink dat hierdie 6de bak na 'n daadwerklike toekomstige geveg verwys. Ander mense dink dat dit 'n metafoor is van God se finale oordeel oor boosheid. In elke geval het Johannes duidelike beelde geneem uit die boek van Jesegiel oor God se geveg met Gog. Gog was Jesegiel se beeld van die rebelse nasies wat voor God bymekaar gekom het om sy oordeel in die gesig te staar. En dis wat kom met die 7de bak. Dis die 4de en laaste voorstelling van die dag van die Here wanneer alle boosheid tussen die nasies vir eens en vir altyd verslaan word. Nou het Johannes die boodskap van die lam se oopgemaakte boekrol heeltemal uitgepak. En nou gaan hy terug om op die 3 sleuteltemas uit te brei wat hy vroeër aan ons bekend gestel het. Die val van Babylon, die laaste geveg om boosheid te oorwin, en die koms van die Nuwe Jerusalem. En elkeen van hierdie beelde kyk na die uiteindelike koms van God se koninkryk vanuit 'n ander hoek. So eerstens die val van Babylon. 'n Engel wys Johannes 'n beeldskone vrou wat soos 'n koningin aangetrek is, maar sy is dronk van die bloed van die martelare en alle onskuldige mense. Sy ry op die draakongedierte van die tekenvisioene. Dis 'n simbool van die rebelse nasies en sy word Babylon, die prostituut genoem. Die gedetailleerde simbole van hierdie visioen sal nou vir Johannes se eerste lesers baie duidelik wees. Hy personifieer die militêre en ekonomiese mag van die Romeinse ryk, maar hy doen nog meer. In hierdie visioen het Johannes woorde en beelde vermeng vanuit elke enkele Ou Testamentiese uittreksel oor die val van antieke Babylon, Tyrus en Edom. Johannes wys hoe Rome eenvoudig die nuutste weergawe is van die Ou Testamentiese beeld van die mensdom in rebellie teen God. Hulle kom bymekaar en vorm nasies wat hulle eie ekonomiese en militêre sekuriteit verheerlik as valse god. Dis nie iets wat tot die verlede of die toekoms beperk is nie. Dis kenmerkend van die menslike toestand regdeur die geskiedenis. En Babylons sal kom en gaan tot die dag wanneer Jesus terugkeer om Babylon met sy eie koninkryk te vervang. Maar hoe sal Jesus se koninkryk kom? Tot op hierdie stadium is die dag van die Here voorgestel as 'n dag van vuur of aardbewing of oes, en nou word dit as 'n laaste geveg voorgestel en dit word 2 maal vertel. Dit lei tot die regverdiging van die martelare.
Nou neem Johannes ons terug na daardie 6ste bak waar die nasies bymekaar gekom het om God teë te staan en skielik verskyn Jesus. Hy is die groot held. Hy is die woord van God wat op 'n wit perd ry en hy is reg om die wêreld se boosheid te oorwin. Maar let op, hy is met bloed bevlek selfs voor die geveg begin het, want dis sy eie bloed. Sy enigste wapen is die swaard van sy mond. Dis 'n beeld wat vanuit Jesaja aangepas is. Johannes sê vir ons dat Armageddon nie 'n bloedbad sal wees nie. Eerder hierdie selfde Jesus wat sy eie bloed vir sy vyande laat vloei het nou gekom om geregtigheid te verklaar. Die mense wat deelgeneem het daaraan om God se goeie wêreld te reuneer en geweier het om daarvan te bekeer, hy sal hulle daarvoor verantwoordbaar hou. En die vernietigende helse vuur wat hulle in God se wêreld losgelaat het, dit word heel regverdig hulle eie God aangestelde uiteinde. Hierna sien Johannes 'n visioen van Jesus se volgelinge wat deur Babylon vermoor is. En hulle word weer lewendig gemaak en heers saam met die Messias vir 1000 jaar. Hierna roep die draak wat die mensdom se rebellie teen God aangemoedig het, die nasies van die wêreld bymekaar om saam te rebelleer teen God se koninkryk. Maar voor God se troon van regverdigheid word hulle almal vir ewig verslaan en moet hulle die gevolge daarvan dra. En so word die magte van geestelike boosheid en almal wat nie wil deelneem aan God se koninkryk nie, vernietig. Hulle word gegee wat hulle wil hê, om op hulle eie en vir hulle self te bestaan. So word die draak en Babylon en almal wat hulle kies vir ewig afgesonder en is nooit weer in staat om God se nuwe skepping te besoedel nie. Nou daar is taamlik baie debat oor die verhouding van die 1000 jaar tot hierdie twee gevegte. Daar is sommige wat dink dit verwys na 'n letterlike kronologiese reeks. Jesus se wederkoms gevolg deur die 1000 jaar koninkryk op aarde genaamd die millennium, gevolg deur God se laaste oordeel. Ander mense dink die 1000 jaar is 'n simbool van Jesus en die martelare se huidige oorwinning oor geestelike boosheid en dat die twee gevegte Jesus se toekomstige wederkoms vanuit twee verskillende hoeke voorstel. Watter beskouing jy ook al kies, die punt is duidelik. Wanneer Jesus as koning terugkeer, sal hy vir ewig klaarspeel met boosheid en hy sal diegene wat getrou aan hom was regverdig. Die boek sluit af met 'n laaste visioen van die huwelik tussen hemel en aarde. 'n Engel wys aan Johannes 'n beeldskone bruid wat die nuwe skepping simboliseer wat gekom het om God en sy verbondsvolk vir ewig aan mekaar te bind. God kondig aan dat hy gekom het om vir ewig by die mensdom te bly en dat hy alles nuut maak. Johannes se visioen hier is 'n groot verskeidenheid van Ou-testamentiese beloftes. Hierdie plek is 'n nuwe hemel en aarde, 'n herstelde skepping wat van die pyn en die boosheid van die menslike geskiedenis genees is. Dis ook 'n nuwe tuin van Eden, die paradys van ewige lewe by God. Maar dis nie net 'n terugkeer na die tuin nie. Dis 'n stap vorentoe in 'n nuwe Jerusalem in, 'n wonderlike stad waar menslike kulture in al hulle diversiteit saamwerk in vrede en harmonie voor God. En die mees verrassende kinkel is, daar is geen tempelgebou in die nuwe skepping nie. Want elke sentimeter van die nuwe wêreld is nou deurdrenk met die teenwoordigheid van God en die Lam, wat voorheen beperk was tot die tempel. En daar is 'n nuwe mensdom wat die roeping wat al die pad terug op bladsy 1 van die Bybel op hulle geplaas is vervul, om as God se beeld te heers, om God se vernoot te wees en hierdie skepping in 'n splinternuwe toekoms in te neem. En so eindig Johannes Apokalips en die uitsonderlike storielyn van die Bybel. Johannes het nie hierdie boek geskryf vir jou as 'n geheime kode om die tyd van Jesus se wederkoms te ontsyfer nie. Dis 'n simboliese visioen wat hoop en 'n uitdaging gebring het aan die 7 eerste eeuse kerke en elke geslag van Christene daarna. Dit openbaar die geskiedenis se patroon en God se belofte dat elke menslike koninkryk uiteindelik Babylon word en dit moet teëgestaan word in die krag van die geslagte lam. Maar daar is 'n belofte dat Jesus wat hierdie wêreld liefhet en daarvoor gesterf het, nie sal toelaat dat Babylon voortgaan nie. Hy sal eendag terugkeer om die bose uit sy goeie wêreld te verwyder en alles nuut te maak. En dis 'n belofte wat getrouheid in elke geslag van God se mense behoort te motiveer,
totdat die koning terugkeer. Dit is waaroor die boek van Openbaring gaan.